Baie welkom by hierdie maand se markterugvoer. Het was 'n redelike stil maand van wêreldnuus gebeurtenis met die grootste nuus heel waarskynlik die hartseer afsterwe van Charlie Kirk. Ons sien dan ook dat die Reserwebank in Amerika wel rentekoerse sny met 25 basispunte. Aan die ander kant besluit ons Reserwebank om nie rentekoerse te sny nie, dit ten spyte van inflasie wat laer as verwag is, 'n olieprys wat redelik afgekom het na $66 per vat, en dan ook die rand wat baie sterk is teenoor R17.25 vir 1 Amerikaanse dollar. So ons voel dit kan ekonomiese groei 'n bietjie inperk, maar aan die ander kant is dit goed vir kliënte wat met kontant in hulle portefeuilles sit. Die JSE het 'n uitstekende maand en sluit 5.7% hoër en is een van die best presterende markte sedert die begin van die jaar in dollarterme. Ons mark word grootliks gedryf deur Naspers Prosus wat goed vaar, maar dan ook veral jou goud en platinum maatskappye. Ons het so maand terug op 'n video genoem dat ons goudblootstelling bietjie wil verhoog in die plaaslike aandeleportefeulje en ons het Harmony Gold gedurende die maand ingekoop en dit het vir ons redelik goed gewerk met Harmony Gold wat 25% op is in die laaste maand. Ons kry ook bietjie goudblootstelling deur middel van Sibanye Stillwater. Vir die kliënte wat vandag nuus geluister het, sal gehoor het Naspers se aandeleprys val met 80%. So moenie skrik nie. Wat Naspers gedoen het is, hulle het vir elke 1 aandeel wat jy besit het, gaan jy nou 5 aandele kry. So kom ons sê jy het 1 aandeel besit teen R6.000 'n aandeel, gaan jy nou 5 aandele besit teen R1.200 elk per aandeel, maar dit gaan so 'n paar dae vat vir dit om reg deur te trek na die portefeuilles toe en behoort alles terug te wees na normaal volgende week teen die 6de Oktober. So dis alles van my kant af op die plaaslike front. Adrian de Waal is weer saam met my vandag. Adrian, as ons na die buiteland kyk. Baie dankie Janko. Ja, aan die buitelandse kant sien ons hoe die Amerikaanse mark sy sterkste vertoning met die beste September maand beleef in die laaste 15 jaar. En dit wys maar net vir ons weer hoe beleggers kyk na maatskappyresultate en hulle fokus nie noodwendig op nuus, soos onder andere die Amerikaanse regering wat tydelik gaan afskakel, soos ons gehoor het nie, en die gepaardgaande beperkte politieke risiko wat dit inhou nie. Beleggers kyk na resultate. En in die ooste was markte ook redelik positief gewees en so ook in Europa. Dit was gedryf veral in die ooste deur versterkte produksiedata wat in China in September uitgekom het. Dan net vinnig, miskien 2 aandele spesifiek waar ons kan gesels. Alibaba is in ons buitelandse aandeleportefeulje en Alibaba het gestyg met 18% in September. En die groot styging in hierdie tegnologiese maatskappy het gekom en laat hy sy hoogste prys in die laaste 4 jaar bereik het. En dis nadat hy aangekondig het dat hulle wesentlik kapitaal gaan bestee om van kunsmatige intelligensie verder gebruik te maak in hulle maatskappy. Die ander aandeel net vinnig is Grab Holdings, dit was ons mees onlangse toevoeging in ons buitelandse aandeleportefeulje en die aandeel het gestyg in September met 22%. Die maatskappy spesialiseer in die verskaffing van digitale dienste en het 'n markkapitalisasie van meer as $20 biljoen. So as ons kyk na die resultate en die maandse resultate, het die Dow Jones mooi positief gesluit met 1,8% en natuurlik baie sterk laaste 12 maande beleef en is op met 10%. Die Nasdaq-indeks wat tegnologiese maatskappye volg, het ook 'n baie goeie maand beleef en is op met 26% vir die laaste 12 maande. As ons kyk na Europa, was markte oor die algemeen positief vir September en as ons dan vinnig aanbeweeg na Australië en die Asiatiese markte, het Japan die maand met 4,9% positief gesluit. Hong Kong was 6,6% positief vir September en China het gelyk gebreek vir die maand. Baie dankie Adrian, dis al waarvoor ons tyd het hierdie maand. Ons gesels weer volgende maand. Totsiens.